Goeiemôre broeders en susters. Ons is dankbaar om saam die Here te mag loof en prys en sy naam groot te maak in die erediens, ook saam met ons diaspora-lede wat elke Sondag en in die week saam met ons luister. Ons bede is dat elkeen van ons ook in hierdie diens sal groei en bo alles dat ons die Here sal loof en prys. Ons het ook in die erediens vanmôre is daar ook 'n doop van klein Maya en ons is dankbaar dat sy hier mag wees saam met die hele Grobler familie. Waar sit julle? Daar agter. Al die oupas en oumas, oupa grootjies en ouma grootjies, baie hartlik welkom. Kom ons begin en ons sing voor die diens lied 514 vers 1 en 2, lied 203 vers 1, 2 en 5 en Psalm 29-2 vers 1 en 5.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons staan, dan sing ons een van die keuse van die Grobler familie, Psalm 33, die eerste, die tweede en die 6de vers, en daarna dan bly ons almal hardop saam ons geloof. Ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue en ons sê dit saam met oortuiging vir mekaar, vir onsself, maar bo alles vir ons hemelse Vader. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan
Geliefdes, ons gaan saam lees van die wet van die Here soos besonder op hierdie doopsondag wanneer ons die verbondsdoop aan Klein Maya gaan bring, gaan ons saam lees uit Deuteronomium 6. Deuteronomium 6 en ons lees vanaf vers 4 af en die hele gedeelte dan tot en met vers 9. Want dit gaan ook oor ouers wat dit vir hulle kinders moet leer. En dan gaan ons voordat ons na die wet luister, gaan ons lied 245 sing, vers 1, 2 en 3. En dis terwyl ons sit in Psalm 89 direk na die wet, dis ook die familie se keuse, vers 1 en 4 terwyl ons staan. Ons lees saam uit Deuteronomium 6. Luister Israel. Die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken op jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte. Kom ons sing Psalm 89, die eerste en die 4de verse.
Geliefdes, ons gaan lees uit Jona 3, deel van die reeks preke oor Jona. Die tweede een in hierdie reeks. Volgende Sondag sal dan die laaste wees in hierdie reeks. Voordat ons gaan saam lees uit die Here se woord, het ons 'n begeerte om te smeek om die Gees, om die Here te vra dat hy deur die Heilige Gees en die Heilige Gees te smeek om in ons harte te werk, dat ons verstaan en ook insig het oor wat die Here vir ons wil sê, dat dit ons sal laat groei in ons geloof, maar besonder ook dat ons in die lewe hierna sy naam groot sal maak. So kom ons sit net so, dan bid ons saam. As deel van ons gebed sing ons Psalm 25 vers 2. Ek sal die amen sê na die lied, want dit is deel van die gebed waar ons die Here vra om ons te leer en dan ook om ons die pad in die toekoms in te wys. En ons wil hom dien. Kom ons bid saam. Stop haar, nee. Stop haar. Joan, ons gaan eers bid en daarna gaan ons dit sing. Kom ons bid. Here ons God, U weet wat van ons te wagte is. U ken ons, U ken elkeen van ons. Alles wat ons dink, alles wat ons doen, U weet van alles wat ons nie doen. U ken ons tekort aan liefde vir U. U ken ons tekort aan liefde vir ons naaste. U weet, Here, hoe ons deur ons lewe elke dag soekend is na iets, maar ons dankie dat U ons gevind het. En dat ons by mag kom, elke dag, maar besonder vroeg in die week, die eerste oomblikke van hierdie week. En dat ons U mag aanbid, dat ons eer aan U kan bring, dat ons U naam mag groot maak, U mag loof en prys. Here, in hierdie hele diens wil ons eer aan U bring. Maar besonder ook eer bring op die manier waarop ons luister. Ons aandag dwaal so maklik, Here. Ons gedagtes loop ander paaie, maar ons wil hoor wat U sê. En daarom bid ons, o Heilige Gees, wil U in die almag en grootheid U woord in ons harte laat deurdring. Wil U dat ons vol sal word van die kennis, maar ook die vertroue wat U alleen kan gee. O Gees, gee dat dit wat ons hoor, ons lewe sal rig elke dag. Ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam uit Jona 3. Ons lees die hele hoofstuk vanaf vers 1 tot en met 10. Die woord van die Here het die tweede keer tot Jona gekom. Staan op, gaan na Nineve, die groot stad, en verkondig aan die stad die boodskap wat ek aan jou opdra. En Jona het toe opgestaan en na Nineve gegaan, soos die Here hom beveel het.
Nineve was 'n uitsonderlike groot stad. 3 dae se loop van kant tot kant. En Jona het begin om die stad binne te gaan 'n dag se loop ver en hy het uitgeroep, nog net 40 dae, dan word Nineve verwoes. En die mense van Nineve het toe in God geglo en 'n vasdag uitgeroep en hulle het almal belangrik en onbelangrik rouklere aangetrek. En toe die berig die koning van Nineve bereik, het hy van sy troon af opgestaan, sy koningsmantel afgegooi, 'n roukleed omgehang en in die stof gaan sit. En hy het in Nineve laat afkondig, op las van die koning en sy belangrike amptenare, niemand mag aan enigiets proe nie mens of dier, beeste of kleinvee nie. Hulle mag nie eet of water drink nie. Mens en dier moet met 'n roukleed bedek wees. Die mense moet God ernstig aanroep en elkeen moet hom bekeer van sy slegte gedrag en van die geweld wat aan sy hande kleef. Wie weet, dalk draai God terug en het hy berou, dalk draai hy om weg van sy brandende toorn, sodat ons nie vergaan nie. En God het gesien wat hulle doen, dat hulle teruggedraai het van hulle verkeerde pad, en God was jammer dat hy gesê het, hy gaan 'n ramp oor hulle bring. En hy het dit toe nie uitgevoer nie. Geliefdes, in die eerste preek wat ons gehad het oor Jona, het dit gegaan oor Jona, bietjie agtergrond oor wie Jona was, en dan 2 dinge, Jona wat die woord van die Here ignoreer, wat die woord van die Here los, as die Here met hom praat, ignoreer en hy doen presies die teenoorgestelde. En Jona het ons 3 keer gelees in die teks, draai weg van die aangesig van die Here. Jona draai sy rug op die Here. En ons het ook in die preek gesê, die Here los sy kinders nooit. Die Here het vir Jona nie gelos nie. Hy het gepraat deur eerste plek met sy opdrag. In die tweede keer het hy gepraat deur die wind. Hy het gepraat deur 'n heidense skeepskaptein wat met Jona praat en vir hom sê, bid vir jou God, word wakker. Hy het gepraat met 'n vis wat Jona ingesluk het. Geliefdes, en dan kom ons nou in hoofstuk 2. En as met hoofstuk 2 lees, dan weet ons, Jona was deurentyd, Jona het besef dat hy gaan sterf. Dis ook wat hy gesê het vir hulle, gooi my oorboord, sodat die storm sal stop. En die Here gee die vis en Jona gaan in die heel diepte van die see is Jona. En daar 3 dae in die donkerte. Daar vind Jona weer die woord van die Here. Ons het nou nie 'n preek hieroor nie, die tyd is te min. So ons het net die 3 Sondae vir die preke. Maar as 'n mens Jona 2 lees, dan sien jy Jona is besig om psalms aan te haal. Sy gebed met die Here is psalm op psalm op psalm. In die vis, in die donkerte. Dan onthou en draai Jona na die woord van die Here. Dis vir hom dan dit wat hy sê en opsê, en terwyl hy bid, dan hoor mense, hy vra vergifnis, maar nie sonder moeite, Jona, of nie sonder hoop, want Jona sê aan die einde, en kom ons lees dit, maar ek, met 'n danklied wil ek aan u 'n offer bring, want ek beloof u, wat ek beloof het, sal ek betaal. Dit is die Here wat redding bring. En die Here het te beveel dat die vis hom op droë grond uitspoeg. Jona sê, ek wil die Here aanbid, ek wil sy aangesig weer sien in sy gebed. Dis besonder as 'n mens hierdie gebed lees en lees wat Jona besig mee was. Hy was besig met die Here. So Jona wat wegvlug, sy aangesig van die Here af wegdraai, wat nie die woord van die Here meer wil hoor nie. Jona begin die woord van die Here vir hom terug te bid. En Jona kom by die Here en sê, ek wil u aangesig, ek wil weer in die tempel wees, ek wil aan die offers bring, ek wil u sien, die begeerte. En dan praat die Here weer, deur sy woord praat hy met die vis en stuur die vis om Jona uit te spoeg. En dan begin die gedeelte van Jona 3 wat ons vandag gelees het. En geliefdes, eintlik is dit 'n baie besondere gedeelte. Soos alles in die Here se woord is dit besonder en nie sonder rede nie. En dis die pad wat Jona nou moet loop, waar die Here Jona opstuur. En dit het 'n besondere begin, want het jy gelees wat het
dit wat ons saam gelees het in vers 3 staan, en die woord van die Here het die tweede keer tot Jona gekom. Geliefdes, dis ons God. Hy gee nie net een kans. Hy is ook 'n God van 'n tweede kans. Die God wat hemel en aarde gemaak het. Die God wat almagtig, alwetend, alomteenwoordig is. Die God wat alles in sy hand hou. Die sentrum van die heelal wat ons nie eers kan begryp nie. Hoef eintlik mos net een keer te praat. Maar omdat God 'n genadige God is, kom hy na Jona en hy kom praat weer met hom. Vir 'n tweede keer kom die Here en hy sê vir Jona, geliefdes, en dis ons Here. Hy is nie net 'n God van 'n tweede kans nie. Elke dag gee hy weer vir ons genadekanse. Elke dag is weer 'n nuwe begin. Vir Jona is dit 'n tweede kans. Hoeveel keer het die Here jou al 'n kans gegee? Hoeveel keer het die Here al met jou gepraat en vir jou opdragte gegee? Hy los jou nie. Hy los jou nie alleen om jou rug op hom te draai. Hy kom weer. En hy herinner jou weer. Vorige Sondag het hy ons herinner. Sy kind het vir ons gesterf. Sy liggaam is gebreek. Sy bloed het gevloei. Liefdes, en Jona kry 'n nuwe begin. Weet jy, eintlik 'n wonderlike teks as 'n mens lees is Klaagliedere 3 vers 22 en 23. Dan sê Jeremia, die genade van die Here is vars elke dag. Elke dag 'n nuwe begin. Elke dag weer die woord van die Here. En vir 'n tweede keer vir Jona. Die Here gaan Jona nie los nie, want ons gaan weer in hoofstuk 4 lees. Die Here kom weer by Jona, want Jona is 'n instrument in die hand van die Here, maar Jona was nie volmaak nie. Jona was net 'n mens. En 'n nietige klein mensie. Die Here kom weer, hy los vir Jona nie uit nie. En hy los jou ook nie uit. Sy woord kom weer en kom weer en kom weer en weer in jou lewe. Elke keer nuut, elke dag 'n nuwe begin. En die wonderlike van hierdie gedeelte is Jona hoor die woord, hy's gehoorsaam en hy sê hy sal gaan. Ja, ek gaan. Geliefdes, en ons moet besef, as 'n mens luister na die Here se woord, beteken dit nie, dit gaan 'n snelweg wees nie. Want as 'n mens gaan kyk, ons het vorige keer gesê, waar is Tarsus? Spanje, Gibraltar. Waar is Ninive? Noord-Afghanistan, daar waar die ou tuin van Eden was gewees. Weet jy waar spoeg hy hom uit? Ongeveer 900 kilometer ver van Ninive af. Ninive het nie 'n strand nie. Dis 'n maand se reis met die voet. Of met 'n kameel, of met esels. Minimum 'n maand se reis voordat Jona in Ninive kom. Die Here roep ons en hy stuur ons. Maar dit is nie altyd maklik nie. Dis 'n afstand, dis 'n pad wat Jona moet loop. Oor land. Soos die kraaivlieg is dit is so tussen 960 en 960 km. So die kraaivlieg so 350 km gewees. Maar dis wanneer daar 'n totale nuwe begin vir Jona is. En Jona mag en wil verkondig. En wat belangrik is, broeders en susters, om te sien, as Jona die eerste keer wat roep is, dan sê die Here, staan op, gaan na die groot stad Ninive en spreek hulle aan, want die kwaad wat hulle doen het opgestyg tot voor my. Hy sê vir Jona, want dit het gebeur. En hy gee dieselfde opdrag met net 'n verskil. Hy sê, ek sal vir jou sê wat jy moet sê. Luister wat staan daar. Staan op, gaan na Ninive, die groot stad, en verkondig aan die stad die boodskap wat ek aan jou gaan gee. Jona weet nie wat hy moet gaan sê nie, maar hy gaan.
want hy weet die Here sal vir hom wys wat hy moet sê. En dis die wonderlike wanneer 'n mens jou oorgee en luister as die Here sê, die toekoms lê in sy hand. En ons volg hom aan sy hand. Liefdes, Jona word eintlik herstel hier as 'n profeet en al wat Jona kan sê wanneer hy in Ninive kom is, so sê die Here. So sê die Here vir my. En dis weer eens, dis nie 'n maklike opdrag nie. Ons het vorige keer gesê, volgens alle gegevens het Ninive 600,000 mense gehad op daardie stadium, meer as 500,000, en die Here stuur een profeetjie. Hoe gaan jy meer as 500,000 mense as een persoon evangeliseer of verkondig? Hoe gaan jy die Here se woord bring? En dis 'n klein mensie met 'n groot opdrag. Een man en 'n 500,000 meer as hulle. Want ons weet van hierdie 600,000 is daar 120,000 kinders. Lees dit in Jona 4. Wat nie weet wat hulle linker of regterhand is. En derentyd besef mense dis maar kinders waarvan daar gepraat word. En dis die opdrag. Soms dan lyk die opdrag wat die Here vir ons gee so groot. Soms wonder jy, maar hoe kan ek gestuur word? Hoe kan ek iets gaan doen? Dis 'n oormag. Wat het ek te sê? Een mensie teen 'n hele groot stad. En dit lyk vir ons onmoontlik. Liefdes, maar die wonderlike is, God gebruik gewone mense. God gebruik enkelinge wat dinge doen. Ninive, weet ons, is een van die wreedste stede, waar mense vernietig en verniel word. En ons weet, Ninive se boosheid skreeu uit teen die Here. En dit wat Jona kom sê, gaan nie gemaklik wees nie. En weet jy, dis 'n eienskap van 'n profeet. Hy sê nie wat mense wil hoor nie. Hy sê wat God sê. Hoe gevaarlik en hoe moeilik dit ook al wees. Jona word gelos, hy kon nie sy eie bedink om te sê, hy moet net sê wat die Here sê. In hierdie eeue hou mense nie daarvan om te hoor wat die Here sê. Hulle wil hoor wat hulle wil hoor. Hulle wil gestuur word, hulle wil gepaai word, hulle wil gesmeek word. Jona se oordeel wat ek kom uitspreek is 40 dae en julle is weg. Oor 40 dae gaan die Here julle almal vernietig. Dit sou nie in die moderne tyd afgaan nie, nee. Dit gaan nooit af. Maar dis presies wat Jona moes doen. En dit was 'n lewensgevaarlike opdrag. Kan jy dink in 'n stad wat bekend is, waar mense vermoor word, gemartel word, liggaamsdele afgekap word en gelos word in die strate. Een van die wreedste stede van alle tyd. Met dieselfde bouer as die toring van Babel. En jy gaan vir hulle hierdie boodskap gee. Jona is gehoorsaam. En Jona doen wat die Here sê. En op die eerste dag, dan verkondig hy dit. Eksegete is hieroor vertwyfelend om te sê, hy het dalk net hierdie woorde gesê, hy moes dalk iets verduidelik het, of iets van sy eie geskiedenis gehad het. Want Jona weet van die oordeel van die Here, maar hy weet ook van die genade van die Here. En die Here God doen 'n wonder. Een mens, een boodskap. En 'n hele stad kom tot bekering. Dis hoe groot ons God is. Geliefdes, dit was toe al die tyd nie 'n klein mensie met 'n groot opdrag in 'n groot stad. Dis 'n groot God met 'n klein staatjie.
Dis wat hier aan die gang is. Dis die Here God wat wonders verrig. 'n herlewing soos niemand ooit kan dink. Weet jy wat een van die mees besondere verse is, vers 5. Dan staan daar, die mense van Ninive het toe in God geglo. Hulle het nie Jona geglo nie. Hulle was nie bang nie, natuurlik was hulle benoud en beangs, maar wat sê hulle? Hulle het in God geglo. Dis ons God. So magtig dat hy 'n hele stad, dat hy oor 'n hele wêreld mense se harte kan verander. Maar besonder hierdie, en ons weet, dis 'n vyand van Israel, dis 'n vyand en dis diegene wat op die ou einde Israel, die 10 stammeryk gaan wegvoer. En die Here God bring 'n herlewing daar, wat nog ongekend is, wat so besonder was. En dis besonder. 'n hele stad vol heidene glo in God. Nou weet ons ook, dis hoe die Here werk, en 40 dae se genade tyd. En almal in die stad, die koning, elke een. Rou kleding vas. En niemand doen dit nie. Dis verplig. Verstaan nie hoe kragtig werk die Heilige Gees. Want hy's God. Hy's almagtig, hy's alomteenwoordig. Hy's oneindig groot, die Gees, en verander harte. Breek mure af, maak harte sag. Meer as 500.000 mense. Na die eerste dag, en alles, die hele stad en almal kom by die Here. Geliefdes, maar hulle het sê ook iets wat besonder is, en ek gaan vir ons 'n gedeelte lees uit Jeremia. Hulle sê, miskien sal God ons genadig wees. Miskien sal hy dit verander. Weet jy wat sê die Here God? En dan lees ons in ons teksgedeelte met die Here het, daar staan jammer, dat hy hulle wou vernietig, en hy het hulle nie vernietig nie. Maar die Here sê dit, hy sê in Jeremia 18, een keer dreig ek om 'n nasie en 'n koninkryk uit te ruk, af te breek, en ten gronde te laat gaan. Maar as daardie nasie teen wie ek die bedreiging uitgespreek het, hom bekeer van sy boosheid, sal ek jammer wees oor die onheil wat ek beplan het om hom aan te doen. En 'n ander keer sê ek oor 'n nasie en 'n koninkryk dat ek dit sal bou en plant. Maar as hy doen wat verkeerd is in my oë deur nie te luister na my stem nie, sal ek jammer wees oor die goeie wat ek gedink het en wat ek gedink het om aan hom te doen. Die Here God het gesê. Hy sê dit in Jeremia. As iemand tot bekering kom, dan sal hy nie. En dis presies wat hier gebeur. Maar ons kan nie die geskiedenis lees en ons kan die Here dank en loof en prys oor die wonder wat hy gedoen het met Jona. Liefdes, maar hier sit baie meer. In hierdie klein gedeeltjie sit hier baie meer. En as 'n mens Jona bekyk en lees, dan lees ons net 2 keer van Jona in die Bybel, in die Ou Testament. Lees net 2 keer van Jona in die Ou Testament, 1 keer in Konings en 1 keer hier. In Konings het sy profesie waar geword, en hier die hele geskiedenis wat Jona vir ons beskryf, wat hier gebeur het, en ons besef, dis eintlik net 'n gewone mens, veral as jy hoofstuk 4 lees en weer die sondige Jona sien, wat eintlik boos en kwaad word, hy is so kwaad dat hy kan doodgaan. Dis wat Jona in die volgende hoofstuk doen. En as ons die Here se woord lees, en ons besef dat Jona, die seun van Amittai, en hy het gekom, en hy het by Ninive gekom, as ons in Konings lees, dan besef ons, hy kom uit 'n plekkie naby Sebilon, en hy kom uit Nasaret. Dis die enigste Ou Testamentiese profeet wat uit Galilea kom. Kan julle onthou? Wanneer die Here Jesus op hierdie aarde is,
En daar word gesê, kan daar 'n profeet uit Galilea, uit Nasaret kom? Daar kan tog nie een kom, sê hulle. Maar Jona het gekom uit Nasaret. Plek hier reg langs Nasaret, uit Galilea uit, is die enigste profeet in die Nuwe Testament met wie die Here Jesus hom vergelyk. Twee gedeeltes in die Nuwe Testament word Jona genoem. Lukas 11 en Matteus, ons gaan dit nou al twee lees. Die gedeelte in Lukas 11, dan sê die Here, ek gaan dit vir ons lees, net soos Jona vir die mense van Ninive 'n teken was, so sal die seun van die mens 'n teken wees vir hierdie geslag. Hy vergelyk homself met Jona. Dis die enigste profeet wat hy met hom vergelyk. En hy sê soos wat Jona daar was en 'n hele en getuig het en gepraat het, so sê die Here, en die omwenteling wat dit gebring het in hierdie hele stad, so sal dit wees met die seun van die mens. En weet jy, dis eintlik die wonder hiervan. Ons het in vorige keer ook gesê, dat Jona wou nie na Ninive, want dit was 'n verskriklike stad. En hoe onuitspreeklik dankbaar moet ons wees, dat die Here Jesus Christus, toe hy na die Ninive van alle tye die wêreld moes kom, dat hy nie gesê het nee. En dat hy gekom het, en hy het lig gebring, en hy was lig, en hy was die woord wat gekom het, en hy word vermoor. En hy het geweet hy gaan sterf. Hy het nooit sy rug op die Vader gedraai nie. Hy het nooit nie geluister na die woord nie. Nogtans u wil en nie my wil. En geliefdes, hy was gehoorsaam tot die dood toe. Hy het die Here gesoek tot die dood toe. En in Matteus 12, dan lees ons in vers 40, die enigste teken wat jy sal kry, is die teken van Jona. 3 dae in die vis, 3 dae in die graf. Jona was in sy hele optrede, wat op daai stadium gelyk het of dit oor 'n stad gaan, was hy iets van 'n profeet wat heen gewys het na dit wat met die Here Jesus sou gebeur. 3 dae in die graf, en gelewe en opgestaan. Liefdes, maar nie net dit nie, nie net hierdie gedeelte nie, hierdie profesie, dit wat hier gebeur het, wat Jona kom en die heidendom kom, meer as 500.000 tot bekering, is dit nie dit wat op Pinkster sou gebeur het nie? Is dit nie daar waar die Here gekom het en waar hy die Gees gekom het en is uitgestort, en die Gees 3000 mense op een dag, en die Gees werk tydloos nog steeds oor die wêreld, en die Gees verander harte oor die Ninive van hierdie wêreld, waar die boosheid van die mens voor die Here skreeu, en in die stad, hierdie wêreldstad Babylon, Babel, verander die Gees mense se harte, wat berou het, wat buig voor hom, wat hom lief het. En dit wat gebeur het daar in Ninive is iets van 'n profesie wat sou gebeur as die Here Jesus kom, wanneer die heidene in Handelinge tot geloof kom. Geliefdes, wat sê die Here vir ons vandag? Wat sê hy vir Frederik en Allison? Dis pa en ma. Wat sê hy vir elkeen wat kinders moet grootmaak in hierdie wêreld en wat se opdrag dit is? Jy weet, hulle sê hoe erg dit is om kinders groot te maak, maar hulle sê nooit hoe aanhoudend erg dit is. En dis presies wat gebeur. Dis aanhoudend erg om kinders groot te maak, maar die Here gee vir ouers, en gewone ouers, die krag en die Gees werk in gewone kinders. En dis die belofte wat die Here vandag hier kom gee vir Maya. Hy sê hy sal vir haar 'n vader wees.
Hy sê vir haar lewe gee. Die Gees, die Seun sê, ek het gesterf vir haar. En die Gees, dis die gebed van elke ouer, dat die Gees eens of elke dag sal werk in ons kinders harte. Maya moet nie net een keer 'n week iets hoor van 'n dominee of van die woord. Sy moet elke dag van haar lewe sien hoe die ouers die woord soek en hulle aangesig na die Here draai. En dis die belofte wat ouers gaan maak. En eens wanneer sy tot geloof kom, dat sy hierdie belofte sal oorneem. Maar geliefdes, vir ons, elke gelowige, wat sê die gedeelte vir ons? Die Here het jou nie net een keer geroep nie. Die Here roep sy kinders na hom toe, want jy moet sien, elke keer voordat Jona weggaan, word hy geroep na die Here toe, en die Here stuur hom. Dis hoe dit werk. Die Here roep jou na hom, elke dag, en hy stuur jou die lewe in. Jona se opdrag was iets van die opdrag van Matteus 28, waar die Here sê, gaan heen en verkondig. Jona kry nie opdrag om mense tot geloof te bring nie, want 'n mens kan 'n mens nie tot geloof bring. 'n Ouer kan 'n kind nie tot geloof bring. Geloof kan nie geërf word nie. Geloof is nie iets wat jy kan koop nie, wat jy kan verdien nie. Efesiërs 2 sê, dis 'n gawe van God. En dis wat die Here doen, en hy gee vir Jona 'n opdrag om te gaan plant. Gaan praat, gaan getuig, gaan sê, so sê die Here. En dis wat elke ouer moet doen. En dis wat elkeen van ons moet doen. Die Here sê vir ons plant. Dis nie net in die Ou Testament waar daar hier en daar 'n profeet was. Vir elkeen van ons kom die opdrag, gaan en getuig. Jy sal nooit kan laat groei nie. Jy moenie mense probeer oortuig nie. Getuig. Vertel wie die Here is. Wie die magtige God is wat jou lewe verander het. Wat vir jou 'n nuwe lewe gegee het. Wat vir jou hart van klip verwyder het. Wie is die een wie jou Here is? En as dit iemand tref, en as die Gees waai waar hy wil, en hy wil in so 'n mens waai, dan sal hulle tot geloof kom. Maar jy kan nie net besluit, ek wil hierdie werk doen. Jy moet by die Here uitkom. En die Here moet jou stuur. Dis hoe die Here werk. Hy roep jou na hom toe. En hy stuur jou na jou medegelowiges. En hy stuur jou na die wêreld. In die kerke is ons besig met baie dinge. In die kerkverband is mens besig om tyd te spandeer aan verskriklik baie dinge. Maar geliefdes, die Here roep jou om sy woord uit te dra. Nie sodat, omdat jy jammer is vir mense, omdat hulle hel toe gaan nie. Want baie keer wil mense die evangelie uitdra, want hulle is jammer vir mense omdat hulle hel toe gaan. Dan is jou motivering hoekom jy evangelisasie doen, menslik. Jy gaan getuig oor wie die Here is, sodat sy uitverkore kinders tot geloof kan kom. En dat sy lof meer kan word, dat sy aanbidding meer kan word, dat sy eer meer kan word. Jy doen dit omdat die Here geloof wil word. En dit was nie Jona se motief. Sal ons volgende keer sien. Maar dis hoe die Here werk met ons. Hy het nie vandag die eerste keer jou geroep nie. Hy roep jou elke dag. En sê, getuig oor my. Vertel vir jou kinders as jou pad is. Vertel dit vir wie die Here op jou pad bring op daardie dag. Kinders moet nie net hoor wat ouers doen, hulle moet sien wat ouers doen. En vir ons, elkeen, hoor jy die stem van die Here?
soek sy aangesig en doen wat hy vra en sê. Amen. Liefdes, ons gaan saam met mekaar bid. Daarna gaan ons, na die gebed gaan ons saam sing uit lied 292 vers 1 en 2. Dis ook 'n skrifberuiming. My enigste troos in lewe en in dood. En daarna gaan ons die doop bedien aan Maya. Ons hemelse Vader, ons hoor u woord. Eens het u Jona uitgestuur in 'n wêreld en u o Gees het hulle verander. Here, stuur ons in 'n wêreld in. Stuur ons sodat u naam geloof en geprys sal word. Sodat die koninkryk sal kom. En Here, ons is bereid om te plant. Ons is bereid om nat te gee. Maar u sal groei, laat groei. Ons kom as 'n gemeente na u met ons eie menslike gebrokenheid. En ons smeek u, ontferm u oor ons. Gebruik ons, Here, elkeen. Ons soek u aangesig. Ons hoor u woord. Ons prys u. Here, ook wanneer ons nou u verbondsteken aan 'n kindjie gaan gee. Wil hy ons elkeen daardeur versterk. Sodat die lof aan u net meer en meer sal word. Gee dat ons u sal volg elke dag van ons lewe. Maar bo alles, Here, laat u wil geskied en laat u koninkryk kom. Kom, Here Jesus, kom gou. Amen. Liefdes, kom ons luister nou na die doopsformulier. Ons kan die leer van die doop in 3 dele deel: ons sonde, in die eerste plek, in die tweede plek ons verlossing, en in die derde plek ons dankbaarheid. As dit gaan oor ons sonde, weet ons as Romeine 3 en 5 lees, ons is sondig. En ons kan nie in die ryk van God kom as ons nie opnuut gebore word nie.
maar ons moet ook geestelik skoon gewas word. En die water bevestig dat ons geestelik vuil is en nodig het om skoon gewas te word. Ons soek ons redding alleen by God drie-enig. Wanneer dit gaan oor ons verlossing, dan getuig die doop en waarborg die doop ons dat die Here Jesus Christus ons sondes afwas. As ons gedoop word in die naam van die Vader, dan maak hy aan ons kinders sy verbondsbelofte, ek sal vir Maya 'n vader wees. Ek sal haar beskerm, ek sal haar versorg. Ek neem haar as my kind aan. As die kinders gedoop word in die naam van die Seun, dan waarborg die Here Jesus Christus aan ons kinders, ek was Maya skoon deur my bloed, haar sondes is vergewe. En as ons gedoop word in die naam van die Heilige Gees, dan verseker die Gees aan ons kinders dat hy in hulle wil woon. Hy wil Maya deel maak van Christus in sy liggaam. En hy maak haar elke dag heilig en nuut. As dit gaan oor ons dankbaarheid, alhoewel Maya en kinders hierdie dinge nie verstaan nie, moet hulle tog steeds gedoop word. Want deur Adam het almal sondig, is almal sondig en verdien ons die dood. Maar in die tweede Adam, in Christus, word hulle vergewe en ontvang hulle die lewe. In Genesis 17 vers 7, dan praat die Here met Abraham, maar dan praat hy ook met ons, en hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Ons lees ook in die Nuwe Testament, in Handelinge 2 vers 9 sê Petrus, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here, ons God, na hom sal roep. Vroeger was hulle besny, en dit was 'n waarborg of 'n seël van die verbond. Maar die Here het hulle omhels en hulle geseën, en die doop het in die plek van die besnydenis gekom, en daarom word die kinders gedoop as erfgename van die ryk van God en sy verbond. En ouers verplig om hulle kinders meer hieroor te leer en te laat hier leer. Kom ons bid saam. Here, U is barmhartig en genadig. Deur die eeue red U gelowige mense. Ons bid U, kyk met liefdevolle vaderoë na Maya. Maak haar deel van Christus. Maak die ou mens dood en laat die nuwe mens in haar opstaan. Here, wanneer Maya tot haar verstand kom en tot geloof kom, laat haar lewe, dat sy haar lewe aan U oorgee, totdat sy eendag by U sal wees. Ons bid dit, Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, onder leiding van die Gees. Amen. Ek vra dat Alice en Frederik na vore sal kom. Frederik en Allison, die doop is 'n instelling van God, waarin hy sy verbond met ons bevestig en grondves, en daarom gebruik ons dit nie uit bygelowige of gewoonte nie. En daarom moet julle twee as ouers op die volgende vraag antwoord. Ons kinders is al voor geboorte sondig, maar bely julle dat hulle in Christus geheilig is en daarom gedoop moet word as lede van sy gemeente. In die tweede plek, glo julle die woord van die Here, soos dit saamgevat is in die 12 artikels, en glo julle dat dit die enigste leer van redding is. In die derde plek, en dis die belofte wat hier kom, die eerste een was, wat sê, ons weet ons kinders moet gedoop word, die tweede een, glo julle, en die derde een is die belofte wat julle gaan maak. Beloof julle om julle kind, of kinders beide, die leer van die Bybel te leer
en hulle te laat leer. Wat is jou antwoord, Alison? Wat is jou antwoord, Frederik? Mag die Here julle die krag gee om dit te doen tot eer van sy naam. Maya kan nou ingebring word. Hulle sê maar net so staan dat almal kan sien. Maya Iris Grobler. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liefdes, kom ons bid nou en ons sing ons daarna vir Alison en Grobler en die familie die seënbede toe. Psalm 128 vers 4. Kom ons bid eers. Here, ons dankie dat U deur ons Here Jesus Christus ons sonde vergewe. Ons bid U, regeer Maya deur die Gees. Laat sy as gelowige kind U loof en prys. Ons bid ook Here dat U met Frederik en Alison sal gaan. Dat U hulle die krag sal gee om te volhard. Dat hulle U aangesig sal soek. Na U woord sal luister. En wil U dat U hulle dogters dit leer. Gaan ook met ons as U gemeente hier. Versterk ons ook deur hierdie tekens. Wat ons hier mag sien. Tot eer van U naam. Amen. Geliefdes, daar is geleentheid om die dankoffer te gee ter wille van die diakonale werk. Daarna dan sing ons ook 'n keuse van die familie Psalm 103 vers 1 en 2. As 'n slotsang.
Geliefdes, ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen. Broeders en susters, afkondigings namens die kerkraad, die wyke wat vandag aan dien is Dana Bay 4, Dana Bay 5 en Dana Bay 6. Ter approbasie word voorgehou as ouderlinge, broeders Gert Kreur, Jacques Maree en broeder Willem van Sail. Ons dra hierdie broeders op aan die Here met die oorweging van die roeping. En dan as diakens, Susters Judy Grobler, Caroline Kreur, Wilmien Kreur, Sandra Miller en Lenet Boliter. Ons raak hierdie susters op aan die Here vir die oorweging van die roeping. En dan broeders en susters, het ons 'n nuwe lidmaat, Suster Anna Hatting van die Gereformeerde Kerk van Kempton Park. Sy woon in CMU Park 1. Anna, jy moet maar opstaan asseblief. Anna is nou nie by ons, is nou ek sê die derde keer wat sy nou op 'n Sondag hier by ons is, dink ek. Maar baie welkom, is vir ons lekker om jou hier te hê, baie seën en mag die Here jou ook hier gebruik in sy koninkryk. Dan broeders en susters, word gevra vir alle nuwe intrekkers. Asseblief, Martie Routier, sit daarson, gaan agter in die saal vir julle wag. Die saal is nou hier uit vir die wat nie weet nie, daar is so 'n blou laken deken ding, ek weet nie wat is dit, skerm. En Martie wil 'n foto neem vir julle vir op die bord, want baie van julle is nog nie op die bord nie. Asseblief, gaan net soontoe dat Martie vir julle van julle foto neem asseblief. Dis nie 'n skoonheidskompetisie of niks nie. Dis maar net sodat die ouens kan weet wie jy is. As hulle wil gou net kyk wat is jou naam. En dan broeders en susters, almal wat wil koor sing. Jy weet ons het 'n formele koor en die formele koor is nie nou amptelik meer aan die gang nie, want Suster June kan nou nie meer vir ons die koor lei nie, maar Stefanie Keiser het onderneem om 'n geleentheidskoor bymekaar te bring met die oog op die Kersviering die 4de Desember.
Ander woorde, die koor gaan oefen met die oog op die 4de Desember. Sy wil vra dat julle net julle name, almal wat in die koor wil sing, julle name aan die regterkant agter is daar 'n lys in die saal, dat ons net 'n groep kan stig sodat sy julle kan kontak met oefentye. So asseblief, die geleentheidskoor vir Kersfees begin dus nou hier van vandag af. Ons is baie dankie dat Stefanie dit ingewillig het om dit vir ons te doen. Dan, broeders en susters, lief en leed, broeder Jan Venter gaan 'n knievervanging kry komende week donderdag, broeder Jan, baie sterkte. Mag die Here ook daarby wees. En broeder Wim, waar sit jy, Wim? Jy het gesê, jy gaan heel agter sit, jy sit nie op jou regte plek nie. Was ook afgelope week in die hospitaal met 4 maagsere en bloedverlies, maar hy is hier vanmôre, ons is dankbaar, dit gaan goed. Suster Santi Marits was ook in die hospitaal en in intensief en kaliumtekort en alles, maar sy is vol lewe weer hier by ons vanmôre, ons is baie dankbaar daaroor, Santi. Dan broeder Daan de Klerk, hy is nie hier nie, want hy is nog in die hospitaal. Is in George in die hospitaal met 'n hele paar dinge wat gebeur het, gaan nie goed met hom nie, ons dra hom op aan die Here en vra dat hy by hom sal wees. Is daar nou nog enige ander afkondigings, lief en leed, broeders en susters? Ek gaan voordat ons brief afsluit, gaan ons vra dat broeder Wim Pelser net ook sal opstaan asseblief. Hy was nou vir 'n hele ruk ouderling by ons gewees en daar in die wijk gewees en gewerk en sy gawes hier gebruik, maar broeder Wim het nou ontslag as ouderling gevra en ons gee hiermee met groot dank teenoor die Here ontslag aan broeder Wim. Mag die Here ook by jou wees en met julle as 'n familie. Mag dit 'n goeie gesondheid wees. Broeders en susters, en dan, ek weet nie, is Abel en Kobie, is julle al verwelkom. Ek was nie hier nie, maar ek wil maar net sê, welkom. Nog enige ander afkondigings, broeders en susters? Ja, hulle is nie hier vanmôre nie. So ons gaan hulle volgende Sondag verwelkom. Hulle sou hier gewees het, maar hulle is nie. Nog enige afkondigings? Ek gaan net by die verjaardag graag vir ons voorhou. Suster Ria Breed is in die diaspora, sy verjaar vandag, baie geluk ook aan haar. As my broer Gerry vra vir haar, te sê baie geluk met die verjaardag, sy sussie. Dan Emma Joubert verjaar dit vandag. Ek dink nie ek het Emma hulle vanmôre hier gesien nie. Waar was ek nou misgekyk het? Maar ek het nie vir Emma hulle hier gesien nie, maar baie geluk met haar verjaardag. Die ouderling moet maar vas sê geluk. Dan broeder Willem Roeleveld is nie hier nie, hulle is op die plaas. Volgende week is hulle weer by ons, maar baie geluk met sy verjaardag ook vandag. Dan suster Magda Karsten verjaar môre. Magda, geluk met jou verjaardag en 'n mooi jaar toegewens, geseënde jaar. Wilma van der Walt verjaar die 24ste. Is Wilma hier? Ek het so vinnig nes. Sy sit gewoonlik daar. Maar ek het nie gesien nie. Daar sit sy. Wilma, baie geluk. Baie seën en 'n mooi jaar toegewens. Dan is Anna van Rooyen en ek wonder of sy vanmôre hier is. Jy moet op die stoel staan, my kind. Sy is 8 jaar oud vandag. Baie geluk, Anna. Dan Kobus Du Plessis verjaar die 25ste. Kobus is daar, waar is hy nou na? Hy is hier buite ergens, hy het nie 'n stem nie, maar hy is in diens van ons koster. So, baie geluk Kobus met jou verjaardag. Dan het ons vir Rolf Halman en Anton Halman. Ek sien nou hom hier, hulle verjaar so dag uit mekaar, maar baie geluk. Anton, mag dit 'n goeie seënde jaar wees. En vir Rolf in die diaspora, ons sal hom ook geluk sê. Pa en seun verjaar so net na mekaar. Dan Martie Landman verjaar die 26ste. Martie is nie vanmôre nie, maar ek sal skoonsus vra te sê geluk asseblief. Dan Ansie Niemand, hulle is in Pretoria, as ek reg is, maar baie geluk ook vir Ansie met haar verjaardag. Burger Olivier is hier. Burger, geluk met jou verjaardag. Mooi jaar toegewens en seën vir jou toegewens. Nicolas Du Plessis is nie vanmôre hier nie. As julle weet, wonder wie dit, hy sit altyd hier saam met sy oupa elke Sondag.
My verjaar nou die 27ste. En broeder Jaap Pretorius verjaar die 27ste. Ja, pa, sê jy daar. Baie geluk, baie seën, mooi jaar toegewens. Susan Venter, is sy daar agter of is sy nie? Sy by die kinders, baie geluk met haar verjaardag. En Pieter Du Plessis is nie hier, hy kan nie in die erediens wees nie, maar hy verjaar ook die 29ste, baie geluk aan hom. Posma Du Plessis, hulle is nie vanmôre hier nie. Baie geluk ook aan Posma met sy verjaardag. Sylvia Grobler, ek het nie vir Sylvia hier gesien nie, maar ek kan ook verkeerd wees, maar baie geluk met haar verjaardag. Tiaan Skutte is nie hier nie, baie geluk met hom met sy verjaardag. En Alda van der Walt is ook nie hier vanmôre nie, maar baie geluk ook aan haar met haar verjaardag. Al ons gaste wat hier is, ook baie geluk met die verjaardag. Ek wens jy baie geseënde en 'n besondere week toe, broeders en susters.